is vanoggend vir my 'n voorreg om die woord te bring, die laaste Sondag van die vakansie, en ek sien is al redelik baie mense terug, en ek glo ons almal is redelik opgewonde, wel, ek dink die ouers is redelik opgewonde om weer aan die gang te kom. Ek dink 3 weke was lank genoeg, ek kom agter, my kinders het ook bietjie moeg vir mekaar geraak, en bietjie verveeld geraak, en so ek dink is tyd dat ons maar weer aan die gang moet kom. So ons is opgewonde vir die kwartaal wat voor lê, en dit wat die Here gaan kom doen in die kwartaal, en in die res van die jaar, en ons glo dat daar nog baie dinge in store is vir ons, in ons lewens, en in ons gemeente vir hierdie jaar. Soos dat ek voorberei vir die woord vanoggend, wel vroeër die week, sien ek 'n video, en ek glo julle het daai video gesien, dit was nogal snaaks, van die 3 seentjies. Wie het daai video gesien van die 3 klein seentjies, wat die een seentjie sy skoene verloor het, en die ander 2, dit was so glo 'n boetie en 'n maatjie, wil mekaar help, en hulle wil hierdie seentjie dra, maar daar's dorings, so hy kan nou nie self loop nie, en dan tel hulle hom op, en hy val, en dan probeer hulle iets anders, en dan vat hulle die voete, en dan staan een op sy knie, en hy klim op sy rug, en hy val, en hulle kom net nêrens nie, maar hulle probeer, en hulle probeer, en hulle probeer. Dit was my so oulik, dit was my so oulike voorbeeld van vriendskap, van vriende wat net nie ophou nie. Ja, in daai video het hulle nou nie heeltemal dit reg gedoen en dit reg gekry nie, maar hulle het nie opgehou om te probeer om hierdie maatjie te dra nie. En ek dink terug aan my eie lewe en aan my vriende in my lewe, en ek wil hê jy moet vanoggend 'n oomblik neem en net bietjie dink. Deur jou hele lewe. Van ons is nog op skool, laerskool, tieners, dalk al aan die werk, dalk is ons meer ervare in die lewe. In jou lewe het daar's baie mense in jou lewe, en baie mense het 'n impak in jou lewe gehad. Nou as jy terugdink aan jou vriende, deur die loop van jou lewe, en hoe jou vriende jou lewe gevorm het, hoe jou vriende invloed in jou lewe gehad het. Ek dink daar was vriende wat regtig 'n invloed gehad het, of 'n impak gehad het, wat jy nooit sal vergeet nie, met wie jy miskien nog steeds vriende is, en dan is daar vriende wat dalk vir 'n kort tyd 'n impak gehad het, of dalk is daar mense wat nie noodwendig 'n positiewe impak op jou lewe gehad het nie. En ek wil vir jou vanoggend vra, as jy nou moet vriende kies, veral vir ons jonger, tieners, jong mense, kinders op skool, ek dink as jy ouer is, het jy nou min of meer jou vriende, maar hoe kies jy jou vriende? Hoe besluit jy, hierdie persoon is nou die persoon saam met wie ek tyd wil spandeer, wat ek nou wil 'n verhouding mee vorm en saam hierdie pad stap? Dink jy oor daaroor, of gebeur dit maar net? En ek het gaan kyk na die Bybel, en ek het gaan kyk na voorbeelde van vriendskap in die Bybel. En daar's soveel vriendskapvoorbeelde in die Bybel. Baie van hierdie voorbeelde wat ons sien is positief, goeie vriendskappe, goeie invloede wat mense op mekaar gehad het. Maar dan sien ons ook voorbeelde van vriendskappe wat nie noodwendig so goed of opbouend was tussen mense nie. En die realiteit wat ons kan sien in die Bybel is dat vriende beïnvloed mekaar. En die eerste voorbeeld, as jy moet dink aan voorbeelde van die Bybel, stories in die Bybel van mense, van vriende, wat 'n storie kom by julle op? Enig iemand? Dawid en Jonatan is seker die bekendste verhaal van 'n hegte band, 'n vriendskapverband in die Bybel. En dis een van die 2 verhale waarna ek vanoggend wil gaan kyk, en jy kan lees van daardie verhale in 1 Samuel, dit begin by 1 Samuel 18, dit gaan deur tot by 1 Samuel 20, en dan is daar weer 'n stuk deur 1 Samuel en 2 Samuel waar daar verwys na hierdie verhouding en wat daar gebeur. Nou, terwille van tyd, gaan ek nou nie die hele 1 Samuel en 2 Samuel vanoggend vir julle lees nie, maar ek wil vir julle vra, neem tyd en gaan lees daardie boeke. Dit is eintlik fenomenaal hoeveel lesse mens kan leer uit daardie boeke uit. So, die eerste keer wat ons hoor van die verhouding tussen van Dawid en Jonatan is in 1 Samuel 18. Nou, Jonatan was die seun van koning Saul gewees. En Dawid was eintlik maar net 'n skaapwagter. Hy was alreeds gesalf, maar hy was nog nie op 'n plek wat hy enigsins die koning sou wees nie. En in 1 Samuel 18 vers 1 lees ons, hier praat Saul nou met Dawid. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het die siel van Jonatan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonatan het hom lief gekry soos sy eie siel. En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. So hierso moes Dawid nou, nadat hy met Saul gepraat het, moes hy toe nou in die paleis agterbly, en hy moes Saul dien in die paleis. En in vers 3, toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel.
En daarbij trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Nou, in die Bybelse tyd, as jy 'n verbond met iemand gemaak het, daar was baie maniere om hierdie verbond te bevestig. Een van die maniere was om 'n kledingstuk uit te trek en vir die ander persoon te gee. So as deel van daardie bevestiging van die verbond het hy sy mantel uitgetrek en hy het sy swaard en alles ook vir hom gegee, want daarna het Dawid ook in die slagveld oorwinnings behaal en hy het toe nou ook gaan veg. En Jonathan was 'n berugte, goeie krygsman gewees. En hy het sy swaard en goed vir Dawid gegee. Maar wat het toe gebeur? Glo ons ken die verhaal. Dawid het baie sukses behaal op die slagveld. En Saul het jaloers geraak, veral toe hy hoor die vrouens sing dat Saul het honderde verslaan of duisende en Dawid het sy 10.000 verslaan en die mense het al hoe meer en meer oor Dawid begin praat en al hoe meer en meer oor sy suksesse en toe raak Saul jaloers. En Saul wou toe vir Dawid doodmaak. Meer as een keer lees ons in daardie verhale van hoe hy vir Dawid wou doodmaak. En die eerste keer toe Dawid daarvan hoor, toe vlug hy, toe het Jonathan gekom en vir hom gesê, man, ja, ek sal vir jou uitvind of my pa jou werklik wil doodmaak en jou laat weet of jy kan terugkom en hy kon teruggaan. En toe 'n tweede keer toe wil Saul weer vir Dawid doodmaak. En hy vlug toe weg en Jonathan kom toe na hom toe en hulle het toe nou 'n ooreenkoms gemaak van hoe hy vir hom 'n teken gaan gee terwyl Dawid nou wegkruip in die veld. Hoe hy vir hom 'n teken gaan gee om te sê dis veilig, hy kan maar terugkom paleis toe of hy moet weggaan, want Saul gaan hom verseker doodmaak. En ongelukkig toe vind Jonathan uit sy pa wil hom werklik doodmaak. En hy gee toe vir Dawid die teken met die pyl wat hy geskiet het, julle kan die verhaal gaan lees, om te wys, jy moet nie terugkom paleis toe nie, want my pa gaan jou doodmaak. En toe moes Dawid vlug in die wildernis in. En ons lees van die afskeid tussen hierdie twee mans in 1 Samuel 20, vers 41 tot 43. Terwyl die dienaar huis toe gaan, dis nou die dienaar wat die pyl moes gaan haal, wat hy as 'n teken gebruik het vir Dawid, staan Dawid op van die suidekant en val met sy aangesig op die aarde en buig 3 maal. Daarna het hulle mekaar gesoen en saam geween totdat Dawid hardop gesnik het. En Jonathan sê vir Dawid, gaan in vrede, omdat ons twee in die naam van die Here gesweer en gesê het, die Here sal tussen my en jou wees, en tussen my nageslag en jou nageslag vir altyd. En daarna het hy opgestaan en weggegaan, maar Jonathan het die stad ingeloop. Toe was Dawid vir 'n hele paar jaar, omtrent 10 jaar lank 'n vlugteling gewees, wat hy weggekruip het vir Saul. En in hierdie tyd het Saul uitgetrek om hom te gaan soek, om hom te gaan doodmaak, en hy het homself in 'n woestyn bevind, Dawid. Baie van die psalms, as jy dit gaan lees, is in daardie tyd geskryf, wat hy gevlug het vir Saul. En jy kan sommer in daardie psalms 'n idee kry van Dawid se gemoedstoestand in daardie tyd. Dit moes nie maklik gewees het nie. Hierdie man, iemand is op soek om jou dood te maak, en jy's alleen en jy's 'n vlugteling. En wat doen sy vriend Jonathan? Sy vriend Jonathan, in 1 Samuel 23, maar Dawid het bemerk dat Saul uittrek om sy lewe te soek. Dawid was naamlik in die woestyn Sif in Hores. En daarop het Jonathan, die seun van Saul, hom klaar gemaak en na Dawid in Hores gegaan, en hy het hom bemoedig in God. En vir hom gesê, vrees nie, want die hand van Saul, my vader, sal jou nie vind nie, maar jy sal koning word oor Israel, en ek sal die tweede onder jou wees, en my vader Saul weet dit ook goed. Toe sluit hulle twee 'n verbond voor die aangesig van die Here, en Dawid het in Hores gebly, maar Jonathan het weer na sy huis toe gegaan. Dit was die laaste keer wat aangeteken is wat hulle mekaar gesien het, Dawid en Jonathan, maar hulle het hierdie verbond gehad. En dan lees ons later, aan die einde van 1 Samuel in hoofstuk 31, lees ons hoe Jonathan en Saul tydens 'n slagtog of veldtog met die Filistyne doodgemaak word. So Jonathan en Saul is toe dieselfde tyd, in daardie tyd is hulle doodgemaak deur die Filistyne. En die nuus is toe oorgedra aan Dawid in 2 Samuel 1, en Dawid het bitterlik geween, en hy het eer aan hulle gebring, en dit was 'n tydperk van rou, en dit was vir hom 'n verskriklike slag om te hoor, dat sy vriend Jonathan en koning Saul oorlede is. Maar toe Dawid aangegaan met sy lewe, en 'n paar jaar later, het hy seker onthou van sy verbond met Jonathan, of wat ook al, hoekom hy op daardie oomblik daaraan gedink het, weet ek nie. Maar toe vra hy vir sy slaaf, maar hoorie, is daar nie iemand oor
in die bloedlyn van Jonathan en van Saul wat ek kan eer nie, want hulle het 'n verbond met mekaar gemaak dat hulle mekaar se nageslagte vir altyd verbind gaan wees. En hy vind uit van hierdie seun van Jonathan, Mephiboset is die seun se naam, wat verlam was in sy voete, want toe Jonathan en Saul doodgemaak is, het sy versorger met hom gevlug om laat val en hy is van toe af verlam in sy 2 voete gewees. En hy vind uit van hierdie seun en hy laat hom kom en hy neem hierdie seun aan in sy paleis en hy gee alles wat aan hom behoort het en aan sy vader behoort het terug aan hom. En hy eer daardie verbond wat hy gemaak het met Jonathan en hy sorg vir sy seun tot aan die einde wat ons kan lees van sy verhaal. Wat 'n fenominale voorbeeld van 'n verbond, 'n vriendskap wat regtig deur dik en dun, deur moeilike en maklike tye in alles mekaar bygestaan het en selfs al het hulle mekaar nie noodwendig altyd gesien nie, het daardie verhouding, daardie verbond albei van daardie mense gevorm en hulle lewe in 'n manier ingedryf. As Jonathan nie daar was nie, sou Saul dalk vir Dawid doodgemaak het. Mens weet nie. Maar daar's 'n fenominale invloed wat die 2 mans op mekaar se lewe gehad het as vriende. Die volgende voorbeeld waarna ek wil gaan kyk in die Bybel is Daniël. Daniël en sy 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego. En ek glo ons almal ken die verhaal van Daniël in die leeukuil en die vuuroond van Sadrag, Mesach en Abednego, maar wat eintlik daar gebeur het is die koning, Nebukadneser, die koning van Babel, het Juda ingeneem en hy het 'n klomp van die Israeliete in ballingskap weggevoer. En toe het hy vir sy hofdienaar opdrag gegee om van die jong seuns wat mooi is, gesond is, slim is, goed lyk, as 'n moontlike kandidaat, om hulle uit te vat en hulle apart gereed te kry, om voor die koning te gaan dien binne 3 jaar. Hulle moes vir 3 jaar lank voorberei word, sodat hulle voor die koning kan gaan dien. En ons lees in 1 Daniël 5, en die koning het hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kon dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hananja, Misael en Asaria. Maar die owerstes van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem, Hananja Sadrag en Misael Mesach en Asaria Abednego. So hierdie 4 vriende is saam in ballingskap weggevoer en saam uitgekies om nou voor te berei word. Dit klink soos net 'n storie, ons is saamgekom en ons is hier en ons is by mekaar, maar as jy jouself in daardie posisie moet sit en moet dink, alles wat hulle geken het, alles wat hulle gehad het, is vernietig, is weg en hulle is in hierdie vreemde land. En hierdie 4 vriende was by mekaar en hulle het mekaar reg deur al die uitdagings geondersteun en mekaar gehelp en mekaar bemoedig. Daniël het toe hy nou gekies is, geweier om die spys van die koning te eet. Ons ken die verhaal. En sy vriende het saam met hom ook nie die spys van die koning geëet nie. En hulle het na die 3 jaar beter gelyk as al die jong manne en hulle het op die ou end geëindig in die koning se paleis en hulle het voor die koning gedien. Maar wat gebeur toe? Alles gaan goed, is beter, hulle het nou uiteindelik 'n plek en die koning kry toe 'n droom. Koning Nebukadneser kry 'n vreemde droom wat hom ontstel het en hy gaan na die wyse manne toe om vir hom die droom uit te lê, maar hy sê vir hulle, ek gaan nie vir julle die droom gee nie, julle moet vir my sê wat die droom is en die uitleg, anders kan julle mos maar net 'n storie opmaak. En niemand kon sy droom uitlê en vir hom die droom identifiseer en uitlê nie. En die koning het kwaad geword en opdrag gegee dat al die wyse manne doodgemaak moet word. Ook Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego. Maar wat doen Daniël? Daniël 2 vers 16 tot 19. Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. En wat doen Daniël? Gaan op sy eie en hy gaan bid? Hy gaan na sy vriende toe. Vers 17. Toe gaan Daniël na die huis en maak aan Hananja, Misael en Asaria sy metgeselle die saak bekend. En dat hulle barmhartigheid van God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne, daar was nie veel oor nie, hulle het al 'n klomp doodgemaak, maar saam met die wat nou nog oor was, nie sou ombring nie. En daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël openbaar en Daniël het die God van die hemel geloof.
Hierdie Daniel het geweet, hy kan op sy vriende staat maak, hy het geweet, hy kan na sy vriende toe gaan, en op God, natuurlik het hulle op God vertrou, maar hy het geweet, sy vriende sal saam met hom intree, saam met hom God soek, en die antwoord soek, en God het in reaksie die droom openbaar, en hy het dit aan die koning gegee, en dit het goed gegaan, en die koning was beïndruk, en hy het Daniel aangestel in die paleis. Maar Daniel het nie van sy vriende vergeet nie. Hy het vir die koning gevra om sy vriende aan te stel as beheer oor die provinsie van Babel. En die koning het op Daniel se versoek, het hy sy vriende aangestel. En dan het ons ook later gesing, dan het ons later wat ons gesing het, lees het van Sadrag, Mesach en Abednego alleen is die 4 oond. Hoe hulle geweier het om voor die beeld van die koning te buig, en saam gestaan het en mekaar ondersteun het. Ek kan nie dink dit was maklik, toe hulle voor die koning gestaan het, en hy vir hulle gesê het, buig of ek maak julle dood nie. Maar die 3 vriende het in geloof saam gestaan, en mekaar ondersteun en besluit, ons gaan nie 'n kompromie aangaan nie. Dis maklik om net vinnig te buig, en dan is almal gelukkig, maar hulle het besluit, hulle gaan nie 'n kompromie aangaan nie. En hulle het mekaar ondersteun, selfs tot in die 4 oond. En God het hulle verlos, tot sy eer. Nog 'n fenominale verhaal van vriende. Dit is die belangrikheid van vriende. Hierdie vriende, veral Dawid en Jonathan het 'n hegte band gehad, maar Daniel, Sadrag, Mesach en Abednego het in geloof saamgestaan. Hulle was vriende in geloof. Dit is die belangrikheid van vriendskap. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons vriende moet hê en verhoudings moet hê. En as ons gaan kyk na die Bybel en gaan kyk na wat sê die Bybel oor vriendskap, is dit belangrik dat ons moet verstaan, kyk, ons lewe in die wêreld met mense om ons. En ons het verskeie tipe verhoudings. Ons het nie dieselfde verhouding met almal nie. Ons het ons binnekring van die naaste familie, jou man, jou vrou, jou kinders. En dan het jy 'n binnekring van vriende wat jou naaste vriende is. En dan het jy miskien ander vriende wat jy mee oor die weg kom, wat jy nie noodwendig so baie mee deel en so baie tyd mee spandeer nie. En dan het jy jou kennisse en jou kollegas. So ons het verskillende vlakke van vriendskappe. En jy kan kies wie jy in watse vlak in jou naby vlakke toelaat. Ons kan nie altyd kies met wie ons in kontak kom nie. Ons kan nie altyd kies met wie ons werk of saam met wie ons in 'n situasie is nie. Maar jy kan kies wie jy in jou binnekring toelaat. Jy kan kies met wie jy werklike vriendskappe wil vorm. Jy kan kies met wie jy wil deel en wie jy wil hê om jou te vorm en jou te bemoedig. As ons gaan kyk na Prediker 4 vers 9 tot 12, sê dit 2 is beter as 1. Want hulle het 'n beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weer die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 bymekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 hom teestand bied. En 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Hierdie vers word baie keer in die konteks van huwelik gebruik, en dit is so, want as jy dink in die huwelik, wat noem jy jou man of jou vrou? Is jou huweliksmaat. So jou man of jou vrou moet heel eerste ook jou beste vriend wees. En moet asseblief nie gaan lê by jou vriend om warm te word nie, lê by jou man of jou vrou om warm te word, okay? Maar die konteks van hierdie vers is om te sê, jy kan dit nie alleen doen nie. Jy het mense om jou nodig. Jy het mense om jou nodig om jou te help as dit moeilik gaan, om saam te staan en om beter gevolge of beter uitkomste te kry, saam, as wat jy dit alleen gaan kry. Ons het verhoudings en vriende nodig. Ek gaan dalk nou my ouderdom weggee, maar wie van julle onthou die storie Lucky Luke? Kan julle dit onthou? Kan jy dit glad nie onthou nie? Dit was so 'n cartoon met so 'n cowboy, en sy liedjie het gesê, ek's 'n arme eensame cowboy, sonder sorge of probleem. Maar hierdie eensame cowboy en sy ryperd ry alleen. Nou, Lucky Luke was 'n eensame cowboy, maar hy het selfs Lucky Luke het 'n ryperd gehad. Hy was nie alleen nie. So selfs ou Lucky Luke, die eensame cowboy, het 'n ryperd gehad. Jy het iemand nodig. Okay, moet nou nie soos die seentjie op sy maatjie se rug klim en probeer om soos 'n perd te ry nie, dit gaan nie werk nie. Maar jy het iemand nodig in die lewe om jou te bemoedig, om jou te vorm, om jou te help, om jou te ondersteun en saam met jou bly te wees in goeie tye en saam met jou hartseer te wees in hartseer tye. Ons kan dit nie alleen doen nie. Spreuke 18 vers 1 sê eintlik dat jy van gesonde oordeel af wegwyk as jy dit alleen probeer doen. Ek gaan lees uit die English Standard Version, Proverbs 18 verse 1. Whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound
judgment. Die woord sê, dis gesonde oordeel om vriende te hê. So die woord sê, jy moet vriende hê. Dis okay om vriende te hê, jy moet vriende hê. Jy moet mense om jou hê. Jy kan dit nie alleen doen nie. Vriende is 'n seën en hulle verryk ons lewe. Ons lees in Spreuke 27 vers 9 tot 10. Olie en reukwerk verbly die hart. Net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeende raad. Vriende is daar om jou te ondersteun, maar hulle is ook daar om vir jou raad te gee. Maar kies jou vriende reg, dat hulle vir jou die regte raad kan gee. Vers 10, moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie. En kom in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Ons het 'n spreekwoord wat sê, bloed is dikker as water. En dit is so, bloed is dikker as water. Maar daar's verhoudings, daar's vriendskapsverhoudings. Die woord sê eintlik in hierdie vers 10, water kan belangriker as bloed wees. Dit hang af van die verhouding wat jy met daardie persoon het. En dit is belangrik dat mens daardie vriende moet hê. En van julle is dalk net so geseën soos ons is dat van ons beste vriende is familie. Wat ideaal is, want as jy by 'n familie byeenkoms kom, het jy altyd vriende daar. Altyd lekker geselskap. Maar selfs al is jou vriend nie familie nie, die woord sê daar's 'n vriend wat nader is as 'n broer. Daardie hartsvriende wat mens kan kies, wat jy self kan kies wie jy toelaat in jou lewe. Maar ons moet ons vriende reg kies. Dit is belangrik dat jy moet selektief wees en dit is okay om selektief te wees wie jy as jou beste vriende wil hê. Ons is lief vir almal en ons moet vriendelik wees met almal, maar jy hoef nie vriende te wees met almal nie. En dit is belangrik dat jy moet selektief kies. Ons lees in Spreuke 18 vers 24 en ek lees uit die Amplified. The man of too many friends, chosen indiscriminately, will be broken in pieces and come to ruin. But there is a true loving friend who is reliable and sticks closer than a brother. Facebook vriende is nie vriende nie. As dit by vriendskap kom, is kwaliteit belangriker as kwantiteit. Dit mag dalk vir jou voel, jy is die gelukkigste mens, want jy het honderde vriende, maar hoeveel van daai vriende bly by jou in die moeilike tye? Hoeveel van daardie vriende is saam met jou bly, as dit goed gaan? Want dit is eintlik nie noodwendig in die moeilike tye wat mens agterkom wie mense ware vriende is nie. Ja, mense is baie daar om jou te ondersteun, maar as dit goed met jou gaan, wie is werklik bly saam met jou? Of wie is jaloers op jou sukses? Dis eintlik hoe jy jou ware vriende identifiseer. Spreuke 13 vers 20 gee vir ons baie goeie raad as dit kom by verhoudings en by vriendskappe. Dit sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer versleg, jy word soos die mense met wie jy jouself en jou tyd spandeer. Spreuke 22 vers 24 tot 25 sê, verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvleende man moet jy nie omgaan nie, maar is okay as dit 'n vrou is. Want ongelukkig kan ons dit nie altyd help nie, nee. Nee, die woord sê, man, vrou, moenie met mense wat vinnig kwaad word en wat negatief is en wil heeltyd beklei nie. Want, hoekom nie? Sodat jy nie gewend raak aan sy paai en 'n stryk vir jouself span nie. Baie keer sal ons sê, maar hierdie persoon, ek wil hierdie persoon help, ek wil my tyd saam met hierdie persoon spandeer, want ek wil hom oprig en ek wil hom help. Maar dan moet jy seker maak jy is sterk genoeg om daardie persoon te help, want as jy nie sterk genoeg is in daardie aspek nie, gaan jy saam met daardie persoon val. So dit is belangrik dat jy jou vriende moet reg kies. Maar ek wil ook vandag vir julle sê, veral ook vir die tieners, maar vir almal hier, wil ek vir julle sê, dit is ook belangrik dat jy jou gesprekke moet reg kies. 1 Korintiërs 15 vers 33 sê, moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Dit wat jy sê, die gesprekke waarin jy jouself bevind, beïnvloed wie jy is. Dit beïnvloed jou. Moenie jouself in gesprekke en in vriendskappe hou wat die gesprekke altyd negatief is of sleg is nie. Een of ander tyd gaan dit jou begin beïnvloed. Verwyder jouself uit gesprekke uit wat negatief is of wat sleg is, sodat dit nie jou goeie sede is bederf nie. En wees jy ook versigtig vir die gesprekke wat jy voer en vir wat jy sê, want jy kan ook ander mense negatief beïnvloed deur negatiewe gesprekke. Maar net so kan positiewe, opbouende gesprekke jou vriende beïnvloed en positief oplig. So ons het nou gesien, vriende beïnvloed en vorm jou.
En daardie bekende vers, wat ook 'n spreekwoord is, Spreuke 27 vers 17 sê, yster slyp yster. So slyp die een mens die persoon van die ander. Die 83 vertaling sê, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. En dit is die tema van vandag se preek, is yster slyp yster. Belangrik het is dat ons verstaan dat die vriende en die vriendskapverhoudings wat ons het 'n invloed op ons as mens. En hierdie yster slyp yster, altyd as ek dit gehoor en dat ek hierdie prentjie gesien, nou ek het nou nie 'n regte prentjie gekry om dit te kon wys nie, maar nou moet jy die hele verbeelding gebruik. 2 messe en hierdie chef wat nou staan en dan smok hy nou hierdie messe so skerp die mekaar en jy sien net sparks skiet. Kom ek agter, dis eintlik nie heeltemal akkuraat nie. Want hierdie 2 messe is dieselfde hardheid en as jy hulle te mekaar skier, is jy eintlik net besig om hulle te beskadig en stom te maak. Hoe dit in die Bybelse tyd gewerk het is, jou ystersmitte het 'n ystervuil gebruik om hulle lemme skerp te maak. Maar hierdie ystervuil moes harder gewees het as die swaard of die mes wat hulle probeer skerp maak. En die manier hoe hulle hierdie ystervuil hard gemaak het, is hulle het hom in die vuur gesit op charcoal, skus die woord ontgaan my nou die Afrikaanse woord, houtskool, het hulle dit in die vuur gesit. En die koolstof verbind dan met die yster en maak mos nou staal, ons het mos nou, weet nie of jy kan onthou nie, maar en dan maak hy die yster harder. En die harder vuil is dan gebruik om hierdie lem skerp te maak. As ons gaan kyk na hierdie prentjie van die messe en die sparks, eintlik wat hulle besig was om te doen is hulle het met 'n yster honing rod om net gelyk gemaak, nie regtig om skerp gemaak nie. Maar as ons na die konteks van die Bybel gaan kyk en hierdie ystervuil wat gebruik is om hard te maak, moet ons verstaan, dit was nie 2 messe met dieselfde hardheid nie. Hulle kan mekaar nie skerp maak nie. Eerstens, of niks gaan gebeur nie, want die een is net so hard soos die ander, so die een gaan nie die ander een beïnvloed nie. Of, wat ook kan gebeur is, hulle kan mekaar beskadig, en eintlik die mes op jou en stomp maak, een van die 2 kan beskadig of stomp raak as jy nou die messe so te mekaar skier. En dan as ons gaan kyk na die beginsel van die vuil wat moet harder wees, as mens dit nou terugbring na verhoudings en vriendskappe toe. Die mense wat jou skerper maak. En die konteks daarvan is om te sê, dit help jou om beter te raak in aspekte van jou lewe. Dit vorm jou. Goeie raad, advies, ondersteuning van vriende vorm jou om beter te raak. Maar die vriend wat jou vorm en die inspraak wat jy moet toelaat in jou lewe, moet amper sterker wees in daardie aspek. Daardie persoon moes al reeds sterker gemaak gewees het deur die vuur, beproewing, moeilike tye, om te kan kom en kan uit ondervinding uit te kan sê, maar ek kan jou help, ek kan jou ondersteun, ek praat uit ondervinding. As ons dink aan arme Job se verhaal, sy vriende het die beste bedoeling gehad, baie interessante boek om te lees. Sy vriende het die beste bedoeling gehad om te kom om Job te bemoedig, maar hy het die punt heeltemal gemis. En op die ou end was Job die een wat toe nou op die ou end vir hulle moes bid. So dit is belangrik dat jy moet seker maak, as jy iemand bemoedig, of iemand nie bemoedig nie, maar iemand wil vorm, of advies wil gee, dat jy weet waarvan jy praat. Nie dink jy weet waarvan jy praat nie. Maar as jy self deur dit gegaan het, en self al reeds gevorm is in daai aspek, dan is jy harder, as ons dit so kan stel, en jy kan daardie persoon vorm. As jy dit nie gaan doen nie, gaan of jy, of die lem skade kry. Of niks gaan gebeur nie. Wat ook interessant is van hierdie proses van skerpmaking of van slyping, is, dis nie 'n gewelddadige proses nie. Jy sien nie stukke spat soos wat hierdie plaasvind nie. Dit is eintlik 'n baie sagte presisieproses van slyping wat gebruik is, of wat nog steeds gebruik word. So as jy besig is om met jou vriendskappe, die invloed wat jy het, jy moet nie kom en seer maak nie. Ja, die proses van slyping, hol stukkies van die metaal af, maar sagkens, teen die regte hoek. As jy te hard druk, gaan jy die mes beskadig, of die vuil. As die vuil nie reg is nie, gaan die vuil beskadig of die mes. So dit is belangrik dat mens moet vriende inspraak lewer in vriende se lewens en hulle ondersteun en hulle help. Maar dit is belangrik dat jy dit gaan moet doen sagkens en uit liefde, want dit is waar dit gaan. En dit is belangrik dat jy die regte vriende, die regte vuile moet kies om jou te kom skerp maak in jou lewe, in die aspekte en in die areas wat jy nog steeds mee sukkel. Maar net soos dat vriende invloed op jou het, het jy invloed op vriende. En ek wil vir jou vanoggend vra, hoe lyk jou slypwerk in jou vriende se lewe? Is dit sagkens, maak dit skerp,
Wat se impak het jy in jou vriende se lewe? En hoe kan ons goeie vriende wees? En die woord gee vir ons baie riglyne oor wat ons kan doen om goeie vriende te wees. En daar's 6 punte wat ek wil uitlig, en die 6 punte spel vriend. So, daar's een Engelse woord, want ek kon net nie Afrikaanse woord kry wat mooi sou inpas nie. Goed. Die eerste een is voorbidding. Die tweede een is betroubaar of reliability. Die derde een is integriteit, eerlikheid, nederigheid en deernis. Nou, as ons gaan kyk na voorbidding, in Engels is dit intercession. Die woord gee vir ons 'n opdrag dat ons vir mekaar moet bid. Nie net vir ons vriende nie, ons moet vir alle mense bid. Maar dit is belangrik dat jy vir jou vriende moet bid, en jou vriende moet vir jou bid. As ons gaan kyk na Daniel, hy het na sy vriende toe gegaan en gesê, kom bid saam met my vir hierdie saak. As ons gaan kyk na Dawid en Jonathan, Jonathan het gegaan en hom gaan bemoedig in God, saam met hom gewees. Dit is belangrik dat ons vir ons vriende moet bid. Matteus 18 vers 19 tot 20. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saam stem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar daar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Hierdie vers is nie net in die konteks van vriendskap nie, is enige koöperatiewe gebeds of samekoms byeenkoms, maar is ook in vriendskappe. Wanneer laas het jy vir jou vriende gebid? Wanneer laas het jy vir jou vriende gesê, bid vir my? En as jou vriende vir jou gesê het, bid vir my, het jy gebid? Het is maklik om te sê, ja, ek gaan vir jou bid, maar doen jy? Dit is belangrik dat jy 'n intercessor of 'n voorbidder vir jou vriende moet wees. Dit maak jou eerstens 'n goeie vriend. Die tweede ding wat jou 'n goeie vriend maak is betroubaarheid of reliability. Nou, betroubaar beteken net iemand kan op jou staat maak. Jou vriende moet op jou kan staat maak. Daniel kon op sy vriende staat maak om saam met hom te ondersteun in gebed en saam met hom te bid. Hy kon op sy vriende staat maak om saam met hom nie die koning se spys te eet nie en saam met hom daai vas te doen. Hulle het mekaar geondersteun in die tyd. Dawid kon op Jonathan staat maak om vir hom te help en vir hom advies te gee oor sy pa, maar hy kon ook op Jonathan staat maak om hom te ondersteun in sy moeilike tye. En Jonathan het op Dawid staat gemaak en Dawid het na sy seun gekyk en sy nageslag versorg. Job 6 vers 14, en hierso is Job eintlik besig om sy vriende te berispe. Hy sê eintlik vir hulle, luister, julle het my nie ondersteun terwyl my geloof uitgedaag was nie. Maar Job 6 vers 14 sê, vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees van die Almagtige vaar. Jy moet betroubaar wees, selfs al is jou vriend op 'n slegte plek. Dis dan juis wanneer daai vriend jou nodig het en wanneer jy moet kom en daai vriend moet bemoedig. Job se vriende het dit nie gedoen nie. Maar Jonathan het. Daniel se vriende het. Die derde woord, integriteit. Dawid het sy verbond met Jonathan eerbiedig. En Jonathan het sy verbond met Dawid eerbiedig. Sadrag, Mesach en Abednego het saamgestaan in integriteit en geloof. En gesê, ons gaan nie 'n kompromie aangaan nie, al beteken dit, ons gaan saam dood, dan gaan ons gaan saam deur die vuur oond gaan. Spreuke 10 vers 9 sê, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak word bekend. Wandel met integriteit, nie net in vriendskap, en die fokus is vriendskap vanoggend, maar in die lewe, laat jou ja wees, en jou nee. Wees betroubaar, wees daar as jou vriende en mense jou nodig het. Goeie tye, ook in slegte tye. Dan eerlikheid. Spreuke 27 vers 6 sê, die wonde deur een wat lief het is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Jy moet eerlik met jou vriende wees. Eerlik oor hulle situasie, eerlik oor wat jy sien, maar mens moet dit met wysheid ook doen. En jy kan nie met eerlikheid 'n vriend aanspreek oor iets in sy lewe wat verkeerd is as jy self nog met daardie probleem sukkel nie. Dis hoekom jy in daardie aspek harder moet wees om daardie sluipwerk te doen. En so word daardie persoon ook beter. Maar jy moet eerlik wees met jou vriend. Eerlikheid is 'n basis van vriendskap. Partykeer is die eerlikheid nie noodwendig lekker om te hoor nie, maar die woord sê, as jy dit opreg bedoel uit liefde, uit 'n vriendskapsverhouding,
Dis beter, baie beter as die 1000 soene van 'n vyand, want dit is skynheilig. Dit gaan oor eerlikheid en opregtheid in vriendskappe. En dan nederigheid. As jy dink aan Dawid en Jonatan se storie. Jonatan was die eersgebore seun van Saul. Saul was koning. Dit het eintlik Jonatan die troonopvolger gemaak. En hier kom hierdie Dawid, wat eintlik 'n niemand was nie, en hy kom in daai vers wat hom bemoedig in die woestyn en sê, ek verklaar, jy gaan oor my wees. In nederigheid het Jonatan gesê, luister, titels, al daai goed maak nie saak nie. Wat saak maak is my liefde vir jou en die verbond en die belofte van God oor jou lewe. Net so moet ons as vriende bly wees as ons vriende meer sukses in die lewe behaal as ons. Ons moet in nederigheid wandel, want God is nie 'n aannemer van persoon nie, ons moet nie 'n aannemer van persoon wees nie. En vriendskappe kan nie uit hoogmoed uit volhoubaar wees nie. Vriendskappe moet in absolute nederigheid met jou vriende hoër ag as jouself. Filippense 2 vers 3 tot 4 sê, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie na elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Hierdie is weer in die konteks van 'n geloofsgemeenskap, maar is ons nie maar vriende in geloof nie? Net so met vriendskap is dit belangrik dat ons in nederigheid na mekaar moet omsien. En as jy uit hoogmoed uit gaan raad gee, gaan daar die raad skade aanrig. As jy uit liefde en nederigheid uit gaan raad gee en gaan bemoedig, gaan dit 'n positiewe uitwerking hê. Wat is jou motief as jy met jou vriende gaan praat? Dit is belangrik dat ons motief moet ondersoek, want ons is mense en soms kom ons op situasies wat ons vol en dis hoekom ons mekaar nodig het. En die laaste woord van vriende wat vriendspel is deernis. En deernis is eintlik maar liefde in aksie. Deernis, die hoofbeginpunt van deernis is liefde. Jy het liefde vir jou vriende en jy is daar om jou vriende te ondersteun en te help en iets omtrent die situasie te doen uit liefde om hulle te help. Vriendskap moet gebaseer wees op liefde en omgee. Jonatan het in deernis Dawid gaan bemoedig in sy moeilike tyd. Spreuke 17 vers 17 sê, die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op nood. 'n Vriend moet daar wees met die oog op nood. Moet deernis hê en uit liefde jou vriende bemoedig en daar wees as hulle jou nodig het. Jesus is ons volmaakte voorbeeld. Ons volmaakte voorbeeld van wat dit beteken om 'n vriend te wees. Hy was 'n voorbidder. Toe hy op aarde gewandel het, het hy vir sy disippels gebid. Maar nou nog maak hy vir ons voorspraak by die Vader. Jesus was betroubaar. Hy is nog steeds betroubaar. Reliable. Mense kon na hom toe gaan en hy het hulle gehelp. Nou nog, vandag nog, kan ons na hom toe gaan. Hy is betroubaar, hy sal jou help, hy is met jou, hy sal jou ondersteun, hy sal jou oprig, hy sal jou help. Jesus is betroubaar. Dan, Jesus het integriteit. Hy het nie teruggegaan op sy woord nie. Toe hy op aarde gewandel het, was sy ja, sy nee, en hy het nie die waarheid omgedraai nie. Hy het nie teruggegaan op sy woord nie. Net so kan ons die beloftes in die woord vat en aanvaar dat dit ja en amen is, want hy gaan nie terug op sy woord nie. Die ultimate voorbeeld van integriteit sien ons in Jesus Christus. Hy was eerlik. Soms het die mense nie gehou van wat hy gesê het nie, maar hy het altyd die waarheid gepraat. Hy het geslyp in mense se lewens. En dit is nie altyd lekker om te hoor as mense slyp nie. Maar hy het uit 'n plek uit van volmaaktheid en sondeloosheid het hy die slypwerk gedoen. En ek sê nie ons kan sondeloos wees nie. Maar jy kan op 'n plek wees wat jy al daardie uitdaging in jou lewe oorwin het. En uit ondervinding uit kan die slypwerk in jou vriend se lewe doen. Jesus was nederig. Die woord sê hy het geen roof geag om homself gelyk te stel met 'n gedaante van 'n slaaf nie. En hy het sy lewe gegee. God het mens geword en sy lewe vir ons gegee uit nederigheid om ons te red uit liefde, sodat ons gered kan word. Maar hy is die voorbeeld van nederigheid vir ons. En Jesus het nog steeds deernis gehad. Hy was lief vir mense. Hy het al die mense wat hom gekom het gehelp. Jy het baie keer ook gelees in die Bybel, as jy na die evangelies lees, hoe Jesus innig jammer gevoel het vir iemand. Hy het deernis gehad.
en hy het iets daaromtrent gedoen, en vandag nog het Jesus deernis, God het deernis. Jesus was mens, hy het deur alles gegaan, wat ons kan gaan en meer. En hy weet waar jy gaan, en hy is lief vir jou, en hy wil jou help, maar jy moet na hom toe gaan en vertrou, dat hy jou uit jou situasie uit gaan help, en dat hy die een is wat jou gaan oplig. Ons moet Jesus 'n voorbeeld volg, en goeie vriende wees. In Johannes 15 vers 12 tot 14 sê Jesus, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen, wat ek julle beveel. Ons kan vriende van Jesus genoem word. Ons kan vriende van Jesus genoem word, maar dit vat dat ons hom moet gehoorsaam en moet doen wat hy vra. Ons moet in gehoorsaamheid wandel. 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan het ons die liefde leer ken. Die basis van vriendskap is liefde. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê. Jesus het sy liefde vir ons bewys, deur vir ons sondes te sterf. Net so moet ons sy liefde wat deur ons werk bewys aan ons vriende en ons naaste, deur vriende van integriteit, vriende van nederigheid, vriende wat bemoedig, vriende wat bid, goeie vriende, Bybelse vriende te wees, wat ons vriende kan ondersteun, en dan moet ons ook so vriende kies, Godvreesende vriende, Bybels gebaseerde vriende, wat ons kan help en ons kan rig om beter te raak, as wat ons is, want ons is almal 'n work in progress, ons almal kan beter. Kom ons kies om goeie vriende te wees, wat goeie sluipwerk in mense se lewens doen. Maar kom ons kies, meeste van alles, om in gehoorsaamheid te wandel aan Jesus Christus, sodat ons genoem kan word, vriende van Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, om die woord te kan oopmaak en te kan lees, dat ons die woord vrylik het om te kan lees, Here. Dankie vir die beloftes en al die diepte en verhale wat in die woord opgesluit is, en ons weet, dit is nie sprokies nie, Here, dis die waarheid. En dankie vir die krag van die woord, dankie vir die riglyne wat ons het in die woord, wat ons elke dag in ons lewens kan toepas, ook in ons vriendskappe. En Here Jesus Christus, dankie dat aan die kruis gesterf het en die liefde vir ons bewys het. U sê, geen groter liefde is dit as dit nie. Dat hy sy lewe aflê, Here, het u lewe afgelê vir ons. Toe ons nog eintlik u vyande was, Here, het u lewe afgelê. En ons eer u daarvoor, ons sê vir u dankie. Dankie dat ons vriende van Jesus genoem kan word, Abba Vader. Help ons Heilige Gees dat ons die pad sal stap in gehoorsaamheid. Rig ons en lei ons. Help ons in ons vriendskappe, Here. Ek vra dat u ons sal wysheid gee in ons verhoudings, dat u ons die regte mense oor ons pad sal bring, en as daar verhoudings in ons lewe is wat nie opbouend en goed is en u wil is nie, Here, mag u Heilige Gees dit ook aan ons openbaar. Ons eer en u is ons eerste liefde en ons wil u behaag. En ons sê net vir u dankie vir die goedheid en die genade. Ons bid dit in die allerheiligste naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle, mag julle 'n geseënde week hê, bly vir koffie, wees 'n goeie vriend. En mag julle die kwartaal geniet en sterkte vir die kwartaal, en ons sing, I don't know om julle te sing by die lewegroepe en by al die aktiwiteite wat aan die gang is, en dan sing ons julle volgende Sondagoggend weer vir ons voldiens met tienerkerk, kinderkerk, al die goedjies, en bly vir koffie, lekker dag julle, totsiens.